Skole Skerts. Goeiemôre Anel en welkom bietjie hier by ons potgooi. So ons gaan bietjie vandag gesels oor die lewe, 'n dag in die lewe van 'n onderwyser. Nou, jy is nou ons nuwe kleuterskool spesialis, so ek dink jy moet ons eers 'n bietjie vertel, wie is jy, waar kom jy vandaan, waar jy studeer, en dan gaan ek so 'n bietjie by jou aansluit daarso. Hallo Marnelda, ja, dis lekker om hier te wees, dis 'n lekker nuwe uitdaging vir my, hier by die SOS. Ek het half met 'n draai in die onderwys beland, alhoewel dit iets was wat ek nog altyd wou doen. Ek het eers na skool gaan werk, en toe heeltemal 'n ander rigting, finansiële rekenkunde gaan swat, en toe dadelik besef, dit is nie vir my nie. En op die ou ende moes ek toe nou met vakkeuses wat nie reg was nie en alles, moes ek toe nou wag om bietjie ouer te raak. En toe kon ek deur die NISA swat. So ek kon daar toe begin en ek het toe nou daar klaar gemaak en begin skool gee. En tussenin maar my kinders gehad. So dit was rof om so te swat en te die studeer en die kinders saam is nie altyd maklik nie, maar ek het geweet dis absoluut wat ek wil doen. So ja, so dit was met 'n draai, maar ek is bly ek is eintlik hier. Hoe lank is jy nou in die kleuteronderwys? Ek is nou so 15 jaar. Sjoe, dis nou lekker lank. En hoof van jou skool? Hoof van die kleuterskool het ek nou al vir 10 jaar. Self begin? Ja, self met 'n ou klein groepie by die huis begin, klein speelgroepie by die huis begin, en toe na 2 jaar het ek net gesien die aanvraag na klein groepies was baie groot, en toe het ons 'n perseel gekry, en ja, van daar af het dit net beter gegaan. Okay. Ons gaan nou weer 'n bietjie praat oor jou skool. So 'n dag in die lewe van 'n grondslagfase juffrou, kan ek sê ek wil amper nie sê watter jare nie, baie jare terug gaan studeer, matriek klaar gemaak, en vir my ma het gesê ek gaan nooit 'n onderwyser word nie. Ek gaan nooit met 'n onderwyser trou nie, en ek gaan verseker nie in die dorpie bly waar ek vandaan gekom het nie. So, en niks het uitgewerk nie. Ek het getrou met 'n onderwyser, ek het onderwys gaan swat, en ek het vir 40 jaar in die dorp gebly, en 22 jaar by die skool gehou. So nooit is 'n baie lang tyd, jy moet dit nooit sê nie. So ja, ek onderwys gaan swat by befaamde NKP Onderwyskollege hier in Groenkloof, en 4 jaar pre-primêr en junior primêr geswat. En toe is dit 1994, en ons het nie poste nie, en dis die oorskakeling tussen regerings, en daar gaan ek trou, en ek het nie 'n pos nie. So my man was hy in die koshuis gewees, hy het gewerk, en die hoof het my gesê, hoorie, jy kan vir my vir 'n kwartaal aflos, en 22 jaar later het ek bedank. So skool gehou van graad 1, 2, 3, R, maar my laaste 10 jaar voordat ek bedank het, was by graad 1's, was vir my die lekkerste tyd in my lewe, verskriklik baie geniet. Ek was een van die maaljuffrouens wat elke jaar by my kinders in 'n klas, wat my klas was, se huise gaan kuier het. So, ja, ons kry dit nie baie nie. Dit was 'n voorreg, want jy's in 'n klein dorpie, so ek kon dit doen. En dit was maar oor my studies wat ek later by honeurs gedoen het, en besef het maar ek moet in my kinders se huise kom en gaan kyk wat daar aangaan. En dit is 'n potgooi vir 'n ander dag, want kyk, daar is stories wat ek vir jou kan vertel, wat ek dalk liefs nie op die lug moet vertel nie. Maar ja, dit was regtig vir my baie lekker. Maar sê gou vir my, Anel, jy sê nou jy's 'n kleuterskooljuffrou, en die aanname is altyd dat 'n kleuterskooljuffrou speel klei en slaap en eet net broodjies die hele dag. Ja, baie lekker dag. Ek hoop julle speel klei, want dit is 'n goeie kleuterskool dan. Ja. So sê vir ons, wat doen julle nou elke dag in die skool? Ja, kyk, dit is dis darm so bietjie meer as net klei speel. Ek sê altyd 'n kleuterskooljuffrou moet iemand wees wat hou van georganiseerde chaos. Ja. Want as mense van buite af inkyk in jou klas, dan lyk dit soos chaos, maar eintlik weet jy presies, en eintlik het jy daai chaos presies so beplan. So beplanning is baie belangrik in jou kleuterskool klasie. Maak nie saak in watter ouderdom nie. Dit is baie belangrik. So 'n kleuterskooljuffrou werk hard in die aande aan voorbereiding, prentjies soek, knip, spoeg en plak, daai tipe van goed. En dit is soos jy genoem het, dit is baie belangrik om jou kinders te ken. Dis hoekom ek 'n groot voorstander is van klein klassies. So jy moet regtig daai kind so goed ken, as daai gesiggie in die oggend deur jou deurstap, dan moet jy kan sien, is dit 'n goeie dag of is dit 'n slegte dag.
'n kleuterskooljuffrou gee emosioneel baie van haarself. Dit is nogal die uitputtendste gedeelte van jou dag, is om emosioneel die hele tyd daar te wees, al die storieetjies te luister, en dan tussenin al die vaardighede te oefen, sonder dat hulle besef hulle werk. Dit moet die hele tyd deurspeel wees. So, as jy nie beplan het nie, en as jy nie die regte hulpmiddels het nie, dan lyk dit dalk vir ander mense of jy net lui speel. Maar ja, daar gaan baie werk in 'n dag by 'n kleuterskool in. Nee, ek stem met jou saam oor daai, en mense sien dit nogal as jy by skole en kleuterskole kom, wat 'n juffrou het beplan, en wat een se kinders sit in honsies aanjaag, en Ja, jy kan dit dadelik beplanning is baie belangrik, en dit is wat die mense daar buite nie sien van onderwysers nie, want hulle dink is 'n halfdag werk en is 4 vakansies, maar is juis in daai 4 vakansies wat jy nie eintlik het nie, want is ons sporttoere ook, dat jy regtig tot laat in die aand sit en beplan. Ek weet, ek en my man het 1 jaar, toe ons die ANA-toetse geskryf het, onthou ek het ons so toetse gemerk in Augustus maand, tot 12:00, 1:00, 2:00 die oggend. Ja. Want môre met die punte nou reg wees, en dis net wat op daai stadium gebeur in 'n onderwyser se lewe is, jy merk vraestelle tot 2:00, 3:00 in die oggend, vir 'n week lank. Ja. Ek onthou toe ons in die koshuis was, toe begin skool uit, en ons was in die koshuis gewees, dan het ons nog daai koshuiskinders ook moes na kyk. So jy het in die oggend 4:00 opgestaan, 5:00 hekke opgesluit, koshuiskinders laat aantrek, skool toe gestap, 4, 5, 6 blokke verder, die hele dag skool gehou, teruggekom met die koshuiskinders, en dan was jy pal by hulle gewees vir 'n week lank. En jy was regtig kapot, en daai emosionele moegheid, dink ek nie, verstaan ons nie. Nou dat ek nie meer voor 'n klas staan nie, verstaan ek dit eintlik. Ja. Hoe moeg was ons gewees. As my man inkom en hy sê vir my, "Sjoe, hy wens dat die skool sluit," dan sê ek vir hom, ek verstaan. Ek het dit nooit verstaan, want jy was in daai resies gewees van opstaan, daai emosionele huil, mamma is siek, mamma is dood. Daai ding in 'n klas, en dit is vir my. Ja, jy is alles vir daai kind. Alles, En vir daai tyd, en veral in die kleuterskool bedryf is dit nog, weet, ons het nie vakansies nie. Ja. Dit is, ons het nie skoolvakansies nie, want almal mamma en pappa werk. So daar's net Desember vakansies. My skool maak ook toe vir 1 week, want ek voel regtig iewers hier in die middel, ons maak gewoonlik in Julie maand, maak ons 1 week toe dat almal kan rus, en dan probeer ons maar personeel aflos. Want jy moet iewers emosioneel net 'n bietjie rustig raak en stil raak, en die uitdaging is maar om jouself te kan gee die hele dag, en na huis toe te kan gaan en dieselfde vir jou huismense te kan doen. En Dis 'n groot uitdaging. Daai is 'n groot uitdaging, en vir alles jy klein kindertjies het. Vir alles jy klein kinders het. Ek onthou toe my kinders so klein was, dan ons het 'n baie oulike hoof gehad op daai toe ek daar skool gehou het, en dan het ons gesê, bring jou kinders saam as dit konsert is of wat ook al. Maar dit was vir ons gegee om dit te doen, maar ek moet vir jou sê, dit is nie altyd moontlik gewees nie. Jy kan nie nog met jou eie kinders tussenin, en ek moet sê, my eie kinders was nou saam met my by die skool gewees, maar hulle het nooit na my toe gekom en my met nonsies kom pla nie. Ek het ook vir hulle geleer, luister jy, mamma is by die skool 'n juffrou, en by die huis is ek 'n mamma. Want iewers moet jy daai scheiding ook hê. Maar dit is ook baie moeilik, want ek onthou, ek het op 'n stadium graad R gegee by Midstream kleuterskool, en my seentjie was toe graad R. En dit was moeilik. Dit was baie moeilik as jou eie kind ook by dieselfde skool is. Baie moeilik. En ja, nou soos ek so sit en dink, het ek baie keer gehoor, mamma is liewer vir mamma se klas se kinders. Ek het my maat op skool gehou, en my broer het altyd gesê, maar mamma, jy laat my langs die kinders, sodat jy weet, niemand wil langs sit nie. En 'n mens is kwaaier met jou eie kinders. Ek het net nooit vir my eie kinders skool gehou nie. Ek het net vir my hoof gesê, ek wil dit nie doen nie, en hy het ook ingestem. Maar my man het nie 'n keuse gehad nie, hy moes vir albei skole. So ja, dit was, dis nogal 'n dag in die lewe van onderwyser is ek sê altyd, as jy wil iets sê van iemand, gaan loop in sy skoene vir 'n week, nie 'n dag nie, vir 'n week. So ja, grondslagfase juffrou, ons ek onthou my vriendin het saam met my, toe geswat het sy gesê, ja, ek het onthou, ons vrek gewerk om take te maak, en die senior departement mense het elke middag geslaap. Want hulle het nie daai goedjies gehad om te doen nie. Ons moes take bou, saag en spykers en kap en verf en goed.
daar was nie laminering daai tyd gewees nie. Daar was nie rekenaars wat vir jou mooi woordkaarte Ja, jy het nog druk nie. tydskrifte en Jy moes geblaai met en 'n sjabloon, Ja. met 'n sjabloon moes jy skryf en dis dit. So en ek het weke en nagte om gewerk aan staan slaap my vriendin. En toe ons begin skool hou, toe sê ek vir haar, sussie, nou is dit jou beurt. Nou kan jy boeke merk en Ja. ons doen mos niks in die middag nie. En hoorie, hoe onwaar is dit nie? Ja. Jy het 5 stelle boeke wat jy nog steeds moet merk en al daai voorskrifte, dit was vir my die heel ergste is. Ek dink nie ouers besef hoeveel werk gaan daarin. So jy as onderwyser moet al die skrif se voorskrifte, al die lettertjies in sy boek gaan skryf, wat hy net agterna moet skryf. Ja. Nou as jy 'n klas van 30 het, Ja. moet jy in elke kind se boek gaan skryf. Dit vat ure. Ek sal nooit vergeet nie, toe ek was so 5 jaar by graad 1 en toe graad 3 toe vir omtrent 10 jaar en graad R toe en toe ek weer terug by graad 1 en daai eerste keer toe ek weer by graad 1 begin, besef ek gaan dit nie maak nie. Ek moet huiswerk merk, name skryf en ek het die oulikste Doopie Radio, ons prefek gehad, ons het hulle Doopie Radios genoem. En daai kind het vir my kom sy pause sê ek vir haar, luister die sussie, plak net vir juffrou hierdie goed en ek kom nie deur vandag se werk nie en so kom jy in routine in. Ja. En dat ek na 3-4 maande kon ek dit nou self die goed doen, maar dit is rarig, dit is eisters en vuur, baie eisters. Ja. En dan is dit nie net skoolwerk nie, dan is dit van sport, kom jy vanaand 8:00, 9:00 by die huis na sportbyeenkomste en dan sien jy jou eie kinders vir die eerste keer. En as jy nie ondersteuningsnetwerk naby jou het nie, dan is dit swaar. So 'n mens moet, veral as jy mamma en pappa in die onderwys het, en baie erger nog as jou man nie in die onderwys is, of jou vrou nie in die onderwys is nie. Hulle verstaan nie altyd nie. Ek moet sê, toe ek uit die onderwys uit is, en ek woon personeelfunksies by, dan sê ek vir my man, hoorie, ek verstaan nou die eerste keer wat ander mense gesê het van onderwysersfunksies is. Julle sien mekaar die hele jaar en julle weer saam kuier. Ja. En dis waar, mens kan dit nie dink nie, as jy in praktyk gestaan het en jy staan nou uit, dan het mense heel ander siening en ek dink ek meer empatie ook vir onderwys. Maar onderwys is absoluut 'n roeping. Ja, as dit in jou bloed is, weet soos ek in my lewe self gesien, dit wou my net nooit los nie. Ja. Daai onderwys ding en ek het vir 'n rukkie ek het vir 4 jaar opgehou tussen die skool gee heeltemal opgehou en besluit ek wil nou net bietjie heeltemal iets anders doen. En ek het gaan werk as 'n praktykbestuurder by 'n uroloog en eerste 2 jaar was lekker. En daarna toe mis ek die kinders. Dankie jy weer. Toe, ja, dit was net 'n kwessie van tyd. Toe soek ek weer 'n pos. Nou vertel gou 'n bietjie vir ons. Jy is nou die hoof van 'n skool, kletterskool. Wat is nou anderste van 'n hoof as 'n onderwyser? Ek sou sê jou persoonlike kontak met die kinders is anders. Want onthou, jy's nou die juffrou, jy's eintlik die tannie wat in die kantoor werk. So jy het nie daai persoonlike kontak met elke kind of met jou klas se kinders nie. En dit mis 'n mens nogal. Jy sit nou met al die administratiewe goeders wat nie altyd is wat 'n mens gedink het jy gaan doen nie. Baie keer voel ek net lus om net weer skool te gee, want mens mis daai kinders. Maar dit hang maar seker van elke hoof af. Ek maak 'n punt daarvan om in die oggende deur al die klasse te gaan stap en vir almal môre te sê en die kinders ken almal my naam en weet mens leer maar die ouers ken en so maak jy maar 'n koneksie met die kinders ook. Jy weet as jy hoor ouma is siek, dan sal jy nou vir daai dogtertjie gaan vra, gaan dit nou met ouma? Sy nou nog in die hospitaal. So bou jy verhouding met die kinders. Maar dan om met die personeel te werk is ook 'n groot uitdaging. Weet, ek dink as jy 'n hoof is en jy het self skool gegee, maak dit van jou baie meer jy het baie meer empatie. Jy kan baie meer prakties dinge implementeer wat jy weet werk in 'n klas. Ek het al gesien, ek het al vir hoofde gewerk self wat nog nooit skool gegee het nie. Weet mense dink mos om 'n kleuterskool te hê is 'n vreeslike goeie belegging en dan kom hulle agter dit is heeltemal iets anders. 'n bodemlose put. Ja, so die ouers te hanteer en die personeel te hanteer. Jou dag is eintlik ek sê altyd jy moet sorg dat daar toiletpapier is in die toilette. Jy moet sorg dat die gras gesny word en jy het personeel issues en dan het jy weet jy doen letterlik alles. Jou dag kan bestaan uit baie verskillende aspekte. Jy's eintlik meer 'n menslike hulpbron. Jy's alles. Jy is bestuurder as wat jy 'n onderwyser is. En dan kom hulle mamma hier op jou skouer.
oor 'n afskeiding of jy's 'n beraader vir daai kinders, dan kom die juffrou by jou en sy het 'n krisis, die assistente het krisisse. So jy hanteer alles eintlik. En sê bietjie vir my, as jy nou so kindertjies het wat nou, ek wil sê ouers wat nie betaal nie en daai ding. Is dit so dat julle ouers grasie gee, kry hulle in hoe werk daai finansiële kant van as jy nou wil raad gee vir ander kleuterskoolhoofde, wat werk met dit en wat werk nie? Weet jy, mense sê altyd, en ons kleuterskoolhoofde praat altyd onder mekaar, en dan sê jy, die oomblik as hulle nie betaal nie, daai maand wat hulle nie betaal nie, moet jy daardie kind toegang weier. Ons almal sê dit, maar ons het nie die hart om dit te doen. En dan laat jy dit aangaan en 3 maande later is jy nog steeds nie betaal nie. En dan is dit baie moeilik, want jy kry die kind jammer. So ja, want hy ly daaronder. Jy kry die kind jammer, en om daai kind by die hek weg te wys en te sê, jy kan nie vandag skool toe kom nie. Is baie moeilik. En soos ek sê, ons almal sê dis wat jy moet doen, maar baie min van ons kry regtig dit reg om dit so te doen. Dis moeilik. Ek weet, dit is 'n uitdaging. Ek weet by die skool ook, mag ons nooit met kinders gepraat het oor finansies nie, so dit moet ons iets uit te waai nie, maar ek moet sê, as ek so by huise gaan besoeke doen het, en dan weet ek, hierdie kind lyk so netjies elke dag, sy is mooi netjies aangetrek, sy het al haar skryfbehoeftetjies, en dan kom ek in die huis, en besef ek, maar hier is eintlik niks. En die feit dat haar ouers sorg dat sy alles het, die prioriteite wat reg is, en dan kom jy weer in 'n baie grand huis, en daai kind het nooit iets by die skool nie. Ja, en die ouers is nie betrokke nie. So ons het nooit as 'n grondslagfase het ons nooit te doen gehad, dankie tog met finansies nie, maar jy het dit tog gesien in die skool. As ek nou so moet dink aan finansies, dan moet ek een staaltjie vertel. Ek het 'n kind in my klas gehad. Nou, grondslagfase juffrou, jou kop is ingestel, en mamma sal dit dalk nie verstaan nie, maar as daai kind in jou klas sit, dan kyk jy klaar. Klere, skoon gewas, jy neem alles in, en jy vorm hierdie prentjie in jou kop, want jy moet weet, as jy ander moeilikheid sien, dat jy dit kan gaan skryf in jou boek. Nou het ek hierdie seentjie, elke dag kom hy met hierdie droë stuk brood skool toe. Ek tog, het gaan baie sleg in hierdie huis. Nou wil jy nie dadelik vir die ma vra nie, jy los dit nou so 1 of 2 dae, maar hy vra nooit vir die maats geldjie, of vir die maats 'n stukkie brood, of iets, hy eet sy snytjie brood, net so droog, net so met die hand. Ja, en ek tog, Vaderland, wat gaan met ons met hierdie arme kind doen? Ek moet hierdie ouer inkry. Nou lang, en is nogal gesiene mense in die dorp, en ek kry uit die ma, en ek sê vir haar, luister, hoe gaan dit by julle huis? Nee, dit gaan goed, en so, en ek sê vir maar, weet jy jou kind se brood het, ek moet sê, kan as jy help ons die sop kom bys by die skool, maar jy probeer dit so diplomaties as moontlik doen. Op die ouene van die dag, dis dit net waarvan die kind hou. Hy hou van niks wat op sy brood moet gesmeer wees nie. Hy hou van droë brood. En my ma het so skaam gekry, en ek het eintlik was vreeslik verleë gewees, so, mens moet ook maar mooi kyk en so. Dis jammer, mens kan nie meer huisbesoeke doen vandag nie. Dis jammer. Dis regtig jammer, want ek het dit ook op 'n stadium, het ons kleuterskoolhoof ook vereis dat ons 1 keer 'n jaar ten minste net 'n draai gaan maak. Dis lewensveranderend. En dit, veral as jy dit aan die begin van die jaar doen, dit gee vir jou, skep vir jou heeltemal 'n ander prentjie. Ja, en interessant, wat die ouers altyd vir my gesê het, juffrou, jy moet weer kom, my kind se kamer was toch nooit so skoon nie. En dan sê ek vir hulle mag jy nou nie my huis toe kom nie. Ja, mens sien baie. Mens sien ongelooflik. Maar selfs vir die kind, want ek sit nou hier en ek onthou toe my graad 1 juffrou of sub A juffrou kom kuier het en kom tee drink het. En hoe senuweeagtig ek was, want sy kom nou na ons. Ja, hulle hardloop almal weg. Ja, dit is party hol weg, jy sien hulle nooit nie. Ander wil jou nie los nie, en bring die maatjies in die buurt saam.
en is baie besitlik en hulle mag nie kom kyk hoe lyk hulle juffrou nie. Ja, nee, ek onthou dit baie nou. spesiaal. Mense onthou dit nogal. Ja. Maar dis selfs as hulle jou raakloop in die winkels op. Dis mos asof kinders dink 'n juffrou gaan nie winkel toe nie. Sy koop nie al kos nie. Jy weet, sy doen nie. Ja. En in 'n klein dorpie is winkel toe gaan of personeelvergadering of ouer aand. Jy moet besluit, jy moet so met jou hoed oor jou kop loop as jy nie wil gesien wees nie. So jy kan nie met jou pantoffels gaan nie, jy gaan met jou skoolklere. Goed. Ja, maar ek wil nog sê, daar's so baie wat in skool gebeur het. Ek het ons het altyd as ons het nooit oop dae gehou. Ek praat van baie jare terug. Dit was die skool het begin en dan het ons die ouers in die saal gehad en dan het ons hulle almal uitgegaan rugbyveld en daar het ons hulle in klasse gedeel en dan het die ma's gegaan en dan het ons met daai klomp skreeuende kindertjies gesit en ek hoop hierdie ma gaan hierdie pot gooi. Luister, ek het 'n kind gehad en hy's al 'n groot man vandag. Hy het vir 'n maand, 2 maande lank elke oggend gehuil in graad 1. Dit is in my heel beginjare van skool. En dan staan sy net, dan gaan sy nou in, is 'n geklouery en is 'n gesmeekery en ek is 'n jong juffrou, dan toe kom my op die stoel, dan sy nou rustig. En dan staan die ma net so buitekant weer en staan sy so rukkie en dan wys ek vir haar met my arms by die deur uit, jy kan gaan. Hy's reg. En een oggend toe kom pa met hom daar in die arm. Toe weet ek vandag is die vet in die vuur. Hy het nooit weer gehuil nie. 'n Ander kind het ook gehad, het so aan die paal vasgeklou. Ag, ja, dit het ons ook al gehad. So arms en bene, sy het geskree asof ons haar vermoor. Ek en die ander juffrou kon haar nie loskry van die paal af nie. En dan het ek nog een ding beleef in my lewe is, die kind het daar ingestap met sy spoegdoek. Graad 1 met sy spoegdoek. Eers was ek geweldig ontsteld geweest en ek gedink, hoe gaan ek hierdie dag oorleef met die spoegdoek? En hy in die ma daar gesit en dan, as ek vir hom kyk, dan gooi hy die doek oor sy kop en sy ma saam met hom onder die doek en toe besef ek, dis sy sekuriteit. En ek het gedog, hoe gaan die ma nou loop en die spoegdoek loop en ons gaan nie nou hier 'n vreeslike commotion hê nie. En toe sy loop, toe gee hy vir haar die doek en daar gaan hulle. Sjoe, ek was nog nooit in my lewe so benoud. Dit was ook nie ten een sy eerste dag in skool. Weet, vandag se kinders wat nooit kleuterskool toe gegaan het. Ek was nooit self in 'n kleuterskool nie. Ja, nee, dis waar. Nooit. Ons het nooit kleuterskool gehad. Ons het skool begin. So gaan jy skool toe vir die eerste keer. Maar vandag se kinders is baie, ek dink die huilery en so in die eerste begin van die jaar is baie verby. Ja, dit is nie so erg nie. Ek onthou toe ek geswat het ons gaan proef by 'n kleuterskool in my 3de jaar. Moes ons gaan proef het. En ons het net SAVF kleuterskole kon kies uit, Vroue Federasie kleuterskole. En daar was nie privaat kleuterskole nie. Nee, daar was nie. Niemand het 'n privaat kleuterskool begin nie. Jy het by jou ma groot geword by die huis of ek weet nie waar kinders groot geword nie. Ek kan nie onthou nie. Ons het maar gespeel op die plaas. Ja, of by die bediende of by die ouma groot geword, maar meeste ma se daai tyd was by die huis. Dit was en hulle het nie daai voorbereidingsprogram gedoen nie. Jy het daar aangekom en jy het in die boom geklim, né? Want ons het boom geklim, ons het fiets gery, ons het gehoela, ons het getouspring voor ons graad 1. Ek onthou daar was 'n sandput in ons A-klas. 'n Sandput binne in die klas. In die klas. Ek sal dit nooit vergeet nie, in die klas. Ja. Maar ek weet nie of jy sal weet nie, toe ons geswat, toe ons begin skool uit, ons het 10 weke voorbereidingsprogram gehad. En ek onthou, ons dosent het vir ons hierdie leer laat maak met al ons voorbereidingsgoed in. En ons het daai hele 10 weke voorbereidingsprogram met daai kinders gedoen en dan het ons eers begin leer van klanke aanleer. En vandag is daai hele voorbereidingsprogram het nou graad R geword. Ja. Maar graad R het ook veel te formeel geword. Dis baie hartseer want weet jy daai is my nog speel en leer wees. Dit is my baie hartseer dat hulle nou absoluut inskakel by die laerskole. Daar's bitter min kleuterskole wat nog graad R aanbied. Want dis tog nou jou laaste jaar wat jy nog kan speel. Ja, dis jou laaste jaar wat ek onthou my seun toe hy skool toe gegaan het. Toe sê hy die eerste dag wat hy graad 1 was, toe kom hy by die huis, toe sê hy, daar's nie een klimrom nie. Mens kry nie eens pap by daai skool nie. En hy moet werk. Ja, dit was verskriklik. En dit voel vir my so is dit is ja. Maar en ek dink en julle as hoofde en jy wat nou in die hoof van die kleuterskoolvereniging staan, moet dit benadruk dat ons nog steeds
speel en leer. Ja. Selfs in graad R al is dit by 'n skool. Absoluut. Laat ons nie te formeel gaan nie, te vinnig nie. Ek het dit gesien in my graad 1 klas. Ek kan vir jou in my graad 1 klas sê, die kind is te formeel geonderrig. Ja. Die enetjie se voorbereiding is, sy perseptuele vaardighede is fantasties aangelê, want in Augustus maand, dan kry ons Dan uitvalle. sê uitvalle. Met lees en skryf, en dan weet ek hoekom, want daar's skole wat dit nie vas lê nie, wat te vinnig. En die ding is, die veel wil skole, doen. veral by kleuterskole, as die hoof nie regtig absoluut teen werkskaarte en goed is nie, dan is dit baie maklik om in 'n klas in te stap en almal se prentjies lyk dieselfde, want dit is vooraf gedruk. Almal kleur net bo-oor in op wat ook al hulle kuns is, daai tipe van ding, en ook al hulle vaardighede word net eendimensioneel gedoen. Dit word net op papier gedoen en dit lyk baie indrukwekkend vir iemand wat nie weet nie. Ja, want ek het ook al baie gesien, baie kleuterskole doen, en ek dink laerskole maar ook, doen daai aktiwiteite om ouers gelukkig te hou. Absoluut. Want as hierdie kleuterskool nie hierdie glitter, ek wil sê hierdie blinkertjies op hulle papier het nie, dan gaan ek nie my kind na daai kleuterskool toe stuur nie. Ek kry ouers wat dit vra. Hulle vra spesifiek as hulle in die klas kom, dan vra hulle, maar hoekom lyk hierdie kuns, hoekom lyk niks dieselfde? Dan sê ek, dit is nie veronderstel om dieselfde te lyk nie. Nie een kind se kuns moet dieselfde as ander een lyk. Dis so skrifte, kinders se skrifte. Ja. Ek het ook altyd baie geveg daarteen, omdat ek het nooit vir my graad 1 iets uitgeknip of ingeplak nie. Ja. Ek party van daai boeke lyk of dit agteruit deur 'n bos getrek Maar is. hoe anders leer hulle? Ek kan ook nie na ouer toe gaan en vir haar sê, mevrou, jou kind het ruimtelike oriëntasie probleme as alles mooi perfek ingeplak is deur die juffrou nie. Ja, hoe gaan Nou, daai boek wat se punte so uitsteek, daai bladsy is net so bietjie op die bladsy geplak, die res steek by die boek uit. Vir daai ouer kan ek 'n bewys lewer. Ek kan sê, kyk my die kind. So ja, daar's 'n baie individuele ding, en dit is ook 'n skole ding, en dit is ook 'n distrik ding, en daar's baie daar mense word baie druk gesit op ouers. Weet, ek kry baie ouers wat hulle kinders in graad R by 'n kleuterskool wil hou, maar nou word daar baie druk by die laerskole gesit in. En die hoof sê vir hulle, as jy nie jou kind nou vir graad R inskryf nie, is daar nie plek volgende jaar nie. So hulle word half in 'n blik gedruk om hulle kinders nou in te skryf. Maar dan met 'n graad R nog steeds by 'n skool net absoluut speel en leer toepas, en nie so hoog op druk met werkkaarte nie, maar omdat die departement redelik nou 'n kurrikulum het, ons het daar is 'n kurrikulum vir graad R, is dit voorskrifklik. Maar ek dink baie onderwysers interpreteer die graad R kurrikulum verkeerd en sien dit as werkkaarte. Waar ons baie meer jy kan eintlik baie meer doen. En selfs in die grondslagfase, kom ek vir jou vertel, ons het ook heeltemal te veel werkkaarte en boeke. Die lot wat my ken by my ou skool sal weet, ek was elke keer opgewonde, nie bly nie, maar kwaad gewees as ons nog 'n ou afgerolde boekie gehad het. Ek het niks daarvan gehou nie. Inteendeel, as ek my kind na sy ADHD dokter toe vat, en ek bring vir my afgerolde boek daaraan, want hy nie eens om gekyk nie. Kan dink. Hy wil kyk hoe skryf hy in lyne. En dit sê vir hom baie meer. Afgerolde boek het hy eenkant letterlik gegooi, en dan sê hy, kyk en reg gemors nie. So, daar's sin daarin, en dit is voorbereiding, daai absolute voorbereiding. Hoorie, maar jy het nou gesê van emosionele moegheid. Daar is nie 'n moeg soos die eerste dag in graad 1 nie. Absoluut. Ja, maar dit is maar met kleuterskool ook. Ek weet party daar nie, as ek kleuterskool konserte bygewoon het, want ek kan nie dink, hoe kry julle dit reg vir daai babas om te dans op die verhoog nie, as ek dink het ons gesukkel met graad 1 om te dans nie. Maar ek het eendag so 'n ding oorgekom, o genade, was graad 1, eerste dag, 12 uur gaan hulle huis toe, en ek het so by my tafel gaan sit, en ek het net so afgeskuif met my boude, en my kop so laat rus op die stoel, oë toegemaak en net asem gehaal, en toe ek my oë oopmaak, dis dit 15 minute later, en hier staan ouers om my tafel. Ek het in skaamte gewens, aarde sluk my in. Ek dink dit het al met almal gebeur. Dit het al met my ook gebeur, dat 'n ouer, ek het gewoonlik met die kleintjies, kyk om hulle nou 'n routine te kry, en
om te slaap. Dis hom. Nou gaan lê mens maar half by hulle op die mat met hulle matrassies en jou een voet tap die een kind en jou ander hand tap die ander kind en met die ander hand so lê jy so 4 kinders en tap dat hulle moet in die slaap raak. En toe het ek ook so in die slaap geraak. En toe ek wakker word, toe besef ek een van die kinders is lê nie op die matras nie. Gonna. En toe die ma vir my boodskappe gestuur, sy wou nie my wakker maak nie. Sy het net ingesluip en haar kind gekry. Ek moenie stres nie. Ek het so rustig geslaap saam met die kinders. Dit is so nog dit gebeur nog verleentheid. Nee, okay, jy wen. Jy wen. Nee, maar dit is baie die ouers giggel daaroor, maar mens voel so onprofessioneel. Mens doen. Maar dis absoluut daai moegheid, maar jy sê julle moet kinders in 'n roetine kry. Kykie, dis al wanneer ek vir 'n kleuterskool kwaad is. Is die eerste dag in graad 1. Om my kleuterskool uit hulle uit te kry. Daai dan soek hulle pap. Tannie, kyk, dit maak jou gek. Maar en daai heeltyd te praat. Ja. Ek was nou nogal 'n juffrou, ek is nie liever vreeslike lawaai om my nie. Stories. Storieetjies van die huis af. Ja, maar die eerste dag is ek regtig ek het hulle gelos, ons het hulle tasse by hulle gehou. Hulle moes vir my alles vertel. Want daai tas, ek dink nie ouers en mense daar buite besef hoe belangrik is 'n tas vir 'n kind nie. Dit is absoluut sy sekuriteit, dis sy alles, dis sy hele lewe is in daai tas. Dis die laaste bietjie wat hy van die huis af saambring. So kinders wat arm is en daar aankom sonder 'n tas is verskriklik hartverskeurende en wat vir my so oulik was van Help in 'n Hand wat die tasie projek gedoen het. Vir daai kind wat met 'n plastieksak daar aankom wat sê ek het ook 'n tas, want dit is 'n groot verleentheid vir daai kinders. En dan om daai kruite uit te pak, want ek weet hoe gaan dit by die huis. Ek het ook my eie 2 gehad. Vir die hele Desember en November is hulle gepreek, los die kruite uit, dis jou skoolgoed. Jy gaan by die skool met dit werk. En nou kan jy uiteindelik, weet jy, in daai eerste dag wil hulle al die klei oopmaak, al die kruite mee skryf. Alles knip, al 7 gomme wil hulle gelyk gebruik, want hulle moes so lank wag vir hierdie dag, en dit is so hartseer was dit dat ons in hierdie jaar nie 'n volledige graad 1 jaar of 'n volledige skooljaar gehad het nie, want daai opgewondenheid en hulle wil net huiswerk hê. Ek wil vir jou vertel in graad 1 wil net huiswerk hê. Dag 4 wil nie meer huiswerk hê nie, ek hou nie van huiswerk nie. Nie lekker by die groot skool. Dis nie meer lekker nie, maar daai opgewondenheid en dit is wat lekker is vir van 'n juffrou. En ek sê altyd daai liggie wat aangaan as 'n kind die eerste keer, kyk ek kan maklik huil. Nou my vriendinne sal weet, ek huil tot as iemand op die TV trou. Aanhuilig. Maar vir my het die lekkerste gehuil het is as ons graad 1 so begin lees het en ons begin die eerste keer woordsomme. Ek het altyd vir hulle gelees en daar's 'n woordsom wat ons maak wat presies hulle woorde het wat hulle nou kan lees. En ek sê goed, vandag lees jy en dan sê vir my hulle kan nie lees nie. Ek sê maar jy kan. En hulle lees daai woorde en hulle besef hulle kan lees. Daai gesiggie met daai sterretjies in die oë en dit wat ek altyd wou gedoen het, kan ek doen. Dit sal enige stout kind inruil vir daai verskil want dit is ongelooflik en dan huil ek saam met hulle. Want en as dit die dag is wat my Kobaai sê. En is Desember. En dan chant ek die meeste. Jy sal nooit jou eerste klas vergeet nie. Jou eerste klas se name kan ek nou nog onthou. En ek onthou ek het vir hulle gesê wat ons laerskool was teen die kleuterskool gewees. En ek het daardie tyd nog graad R gegee by die kleuterskool. En toe sê ek, julle beloof julle gaan vir juffrou elke pouse kom kuier deur die draad. Ek moet sê, daai speen ook van nuwe graad 1's, die eerste dag in jou ou graad 1's wat en ek dink graad 2 en 3 ook wat in die volgende graad is. En wat met daai jaloesie by jou deur kom staan en kom kyk, wie sit op my stoel? Dis my juffrou daai. Dis vir hulle net so swaar. Dis vir hulle baie swaar. En dan gaan die dae so verby en hulle kom al hoe minder en minder by jou klas draai en aan die einde van die dag dan het hulle jou afgesterf, maar as jy hulle vandag in die winkel raakloop en hulle is groot mans met 'n stootwaandjie dan juffrou hulle jou nou nog en of hulle kruip heeltemal weg. Of hulle ignoreer daai woord.
Ja, dit is baie spesiaal en ek dink alles wat in skole gebeur, al die harde werk, al die nagte se omsit, kan mense regtig dit maak op kind se glimlag, 'n druk aan jou lyf, 'n ma wat vir jou kom dankie sê en 'n handsak bring, soos ek 'n ma een keer gehad het. Ek het so vir my man 'n skimp gegooi op Facebook en toe vang sy die skimp. Bring sy die handsak daar en ek het so skaam gekry. Maar ja, dit is waardering van ouers en ek moet sê iemand wat nou nog by hulle kinders wil gaan kuier, daar is nie 'n beter manier om 'n verhouding te bou met die kinders en klas se ouers nie. Ja. Jy het nie moeilikheid nie, daar's nie 'n geskindery nie, daar's nie 'n ek gaan departement toe met 'n storie nie, want daai verhouding wat gebou is tussen jou en daai ouer Dis baie belangrik. is amper vir my die beste. En dan daai kind, ek sê altyd vir die ouer, ek kom by jou kuier, die kind kan sien ek is 'n gewone mens, want 'n mens is kwaaier in jou klas as wat jy as persoon is. So om daar te staan koffie te drink is vir baie kinders om sit langs jou op jou skoot, saam met al die boeties en die sissies. En hulle wil altyd hulle kamer. En die katte en die honde. Ek het gegaan om die kamer te gaan kyk. Ja, dan wil altyd hulle kamer. Ja, ons het 'n praatjie gehad oor my kamer en ek met daardie rede gegaan. En dan sê ek vir die ouer, ek kom nie jou kinders wegvat of jou kinders toe kom. Ek kom vir julle wys ek is 'n mens, want 'n ouer aand is net so kort. Ja. En hoor jy, dit is regtig. Maar Chanel, dit was baie lekker. Dit was lekker. Ons het nou ure gesels. Ek dink ons moet 'n pot gooi nommer 2 doen. Ja, vervolg. Want maar ek dink ons moet volgende keer staaltjies vertel, maar ek's bang. As ek moet staaltjies vertel vir die wat dit gaan luister en hulle self gaan eien. Maar ja, dit is lekker om ek het 22 jaar skool gehou en ek is nou amper 4 jaar by die SOS. Maar die werk wat ons hier by die SOS doen en jy gaan sien, dit is ook lewensverandering. Ja, ek sien baie uit. Ek sê die dag toe ek loop daar te sê iemand sê, maar nou, wat nou van ons volgende kindertjies? Jy het nou 35 kindertjies in die steek gelaat. Dus ek jou onthou, ek gaan nou 600,000 kinders gaan beïnvloed. En daai geleentheid, en die Here wat dit op my pad geplaas het, ek kan nie nee sê vir dit. En ek dink, jy wat ook hier so in die midde van kleuterskool oopmaak, toemaak, jy was 'n seën vir ons, hoor ek moet sê. Julle was vir my, moet sê. Nou daai hofsaak het ons almal met ander oë na SOS en solidariteit gekyk. Dit het regtig soveel mense se lewens gered. En ek hoop ons kleuterskole kan almal weer oopmaak. Al is dit in die volgende 18 maande of so. Dat ons, want wat maak ons ouers wat werk? Absoluut. En ons is hier om hulle te help. Ons is hier om hulle absoluut te help. Ons is hier om daai personeel en daai hoofde te ondersteun. Ek sê, verpleegsters en almal is noodsaaklike dienste en ek dink skole moet ook wees. Absoluut, ja. Kleuterskole veral en naskole, ons is by naskole. Ons is te lank, daar's te lank half neergekyk op dit, nee. Absoluut, en ek dink, in hierdie COVID-tyd het daar geweldig baie fokuspunte verskuif en ek dink onderwysers het totaal uit hulle gemaakzone, mag ons nie dit sê nie, maar uit 'n gemaakzone gekom en niet gedink en dit was, selfs die kleuterskole, dit was ongelooflik. So ja. Maar dankie, ons gesels dan weer 'n volgende keer en dan dink ons weer allerlei nuwe goed uit.